Daar is baie dinge wat ons weet en dinge wat dit vir ons maklik maak om deur die lewe te gaan en wat ons eintlik as vanselfsprekend aanvaar sonder om regtig aandag daaraan te gee. Maar kom ek lees vir jou oor die uitlating wat Paulus maak oor die belangrikheid van om God met jou liggaam te verheerlik. 1 Korintiërs 6 vers 20 sê, julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik. Nou, die meeste van julle weet dat ek gesels oor die gedagte dat ons sekere dinge moet doen. 'n Gelowige is verantwoordelik vir sekere dinge wat hy moet nakom. Die moet dinge van die lewe. En hier is een van hulle. Ons praat eintlik elke dag daaroor, maar hier moet ons God verheerlik met ons liggame. En dit is nogal 'n interessante uitlating. Ek wil, om dit meer bietjie duideliker te maak, kyk na Filippense 1 vers 20 tot 21. Paulus sê, dit is my vurige verlange en daarna sien ek uit dat ek niks sal doen waaroor ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my wins. Nou hier in hierdie 83 vertaling praat hy, word dit vertaal met die hele wese, my hele wese, terwyl die 53 vertaling en ook die 2020 vertaling verwys na die liggaam. So, liggaam is meer as net die fisiese liggaam, om in die kerk daar te staan en jou hande op te steek of jou hande te vou in gebed ensovoorts, maar om met jou liggaam, jou hele wese God te verheerlik, is 'n geweldig belangrike aspek van ons lewe, want dit is tog op die ou einde wat mense in die eerste plek mee te doen het, ons fisiese liggaam, en daarna wanneer ons met mense begin praat. So, eerens moet ons daaraan dink, of dat ek so sê, eerens gaan iemand jou liggaam sien en dalk niks anders van jou te wete kom nie. En ek dink ons kan deur ons liggaam, soos wat Paulus dit ook hier baie duidelik stel, 'n boodskap uitstuur na mense rondom ons. Ons praat mos dikwels van daardie liggaamshouding, of net die manier hoe ons onsself handhaaf tussen mense. En dit, glo ek, is die beginpunt, die sleutel, tot die lewe in die liggaam, op aarde, tussen mense. En daarmee kan ons God ook verheerlik. Ek dink nie ons is altyd so op hoogte van hierdie voordeel wat ons het nie. Maar kom ons gebruik dit ook reg. Mense kan ons liggaam onderskei as deel van ons aanbidding aan die Here en nie. Nou, ek wil nou nie allerhande voorbeelde noem nie, maar ek weet in die vroeë jare was daar altyd gewaarsku, 'n Christen mag nie rook nie en hy mag nie drink nie, want op die ou ende is dit tog maar die dinge wat mense waarneem van jou. En ek dink tog daar is sekere waarhede in sulke voorskrifte. Maar kom ons sorg dat ons liggaam deel is van die tempel wat die Here mee gedien word. Loop mooi.